Goed, julle, ons gaan begin met die gesprek. Baie welkom aan almal wat hier is vanoggend. Ek weet, daar was ouens wat gesê, nog ouens wat sou gekom het, en op nommer 99 het iemand laat weet, hy het griep, of iets het voorgeval, of iemand moes gaan werk, byvoorbeeld vanoggend, en die goed gebeur maar baie welkom aan die wat hier is. Het is lekker om julle almal hier te hê, en het is veral lekker om vir Dr. Hugo Leroux hier te hê. Ek het hom nou maar leer ken op 'n slegte manier vir my, maar uiteindelik was dit 'n baie goeie pad wat ek saam met jou kon loop, en dis vir my baie lekker om jou hier te kan hê vandag, en dat ons oor hierdie saak van mansgesondheid 'n bietjie kan gesels. Baie dankie vir jou tyd wat jy gee, en dankie vir dit wat jy in die gemeenskap doen ook. Ek dink jy maak 'n verskil oral waar ek kom, en ouens praat van hulle is by 'n uroloog, dan is dit gewoonlik by jou, en hulle praat altyd met groot lof. En dit maak my rustig om te weet ek ken jou ook. So baie dankie, en geniet die gesprek by ons in die kuiertjie, hoor. Baie dankie Dominee vir die geleentheid. Ja, goeiemôre, ek is Hugo. Ek is nie Dr. Leroux nie. Ek wil julle net so kortliks net vertel oor myself en wat ek doen, en dan wil ek gaan baie inleidend praat oor hoe ek voel oor mansgesondheid, en dan wil ek hê dit met 'n interaktiewe storie wees waar julle moet vra gesels, en ek sal antwoord waar ek kan. Okay, so ja, ek is Hugo Leroux. Ek het groot geword in Johannesburg. Ek het gaan studeer in Pretoria. Ek het toe my internskap hierso in Pietermaritzburg gedoen in 2007-2008 by Edendale, Northdale en Grey's Hospitale. Ek is toe Rustenburg toe vir 'n jaar om my gemeenskapsdiens te doen, en daarna het ek in Johannesburg begin spesialiseer, en ek het aangehou spesialiseer hier in Pietermaritzburg, waar ek uiteindelik in 2014-2015 klaargemaak het, en ek het so 'n jaar lank in die staat gewerk, en daarna is ek privaat praktyk toe. Ek het eers begin werk by St. Anne's, en toe is ek so 'n paar jaar gelede na Hilton toe, waar ek as 'n uroloog werk. Nou, ek is 'n algemene uroloog. Jy kry uroloë wat spesifiek net sekere dinge doen. Ek doen eintlik alles, maar ek het 'n passie vir mansgesondheid, maar ook vir vrouens inkontinensie en bek en vloer chirurgie. So daar's 'n paar dinge wat ek doen en waarvoor ek lief is, en ja, dis net 'n voorreg om te doen wat ek kan doen. Urologie is eintlik, jy weet, daar's 'n bietjie van 'n wanpersepsie dat dit eintlik hierdie is nou 'n mansgroep en 'n manspraatjie, maar dat dit eintlik net vir ou mans bedoel is. Dis glad nie die geval nie. Ons sien kinders, dogtertjies en seentjies van so 6 weke, selfs na geboorte soms, en tot op ouderdom. Ons hanteer alle siektes wat die niere, die nierpype, die blaas, die prostaat en die uretra en die mansgeslagsorgane affekteer. So dis eintlik 'n baie breë spektrum van goeders wat ons doen, en baie verskillende tipe operasies. Natuurlik in mans en mansgesondheid is die fokus altyd op prostaatkanker, en dit is belangrik. En prostaatkanker is deesdae die mees algemene soliede orgaan tumor wat mens kry. So almal ken iemand ken wat prostaatkanker al gehad het, en prostaatkanker moet nie ligtelik opgeneem word nie. Dit is iets wat, jy weet, wat mense kan doodmaak, jy weet, maar ek dink in meeste gevalle is dit nie iets wat jou sal doodmaak nie, en dis nie iets om voor bang te wees om voor te soek nie, want hoe vroeër mens dit kry, hoe meer kan mens daaromtrent doen, en soms is dit nie nodig om enigiets daaromtrent te doen nie, want prostaatkanker is dit het so breë spektrum. Jy weet, jy kry prostaatkanker wat hulle nogal
streng debatteer op die oomblik of dit eintlik 'n kanker genoem moet word, maar dit is op deesdae is dit nog steeds 'n kanker, dat dit nie 'n voorloper tot kanker genoem moet word nie. En dan kry mens prostaatkanker wat uiters aggressief is. Maar mans gesondheid, soos ek sê, gaan oor meer as net dit. Ek dink mans is geneig om dinge vir hulle self te hou, hulle is geneig om nie na die dokter toe te gaan nie, hulle is geneig om nie te praat oor hoe hulle voel, en wat in hulle koppe aangaan nie. En ek dink die geestesgesondheid van mans is iets wat regtig agterweë gelaat word, en dit vat ons as mans om na mekaar te luister en mekaar te praat. Jy weet, dit is 4 keer meer waarskynlik dat 'n man homself om die lewe sal bring as 'n vrou. Jy weet, dit is regtig ernstig, en dis omdat ons as mans nie bereid is om te praat nie, en nie bereid is om hulp te soek nie. En ek dink, dit strek van emosionele goed tot op mense fisiese gesondheid, en ons is ook geneig om net dinge te aanvaar soos wat dit is. Daar's deesdae 'n groot beweging in terme van om ons na mense algemene gesondheid te kyk. Ek dink dis nie meer aanvaarbaar om net te wees nie. Mens moet probeer om gesond te wees, van daar's soveel goeders wat ons kan vermy en voorkom en die kwaliteit van lewe verbeter. Net deur eenmal 'n jaar by jou GP te kom is al wat nodig is. En dat hulle net jou goed van kop tot tone ondersoek, boek 2 afsprake, boek 'n halfuur, en laat hulle na jou kyk en praat en gesels oor alles, en dan sal hulle jou verwys as dit nodig is. Die ding met prostaatkanker wat ek die meeste kry is, mans weet nie wanneer dit nodig is om na hulle prostate te laat kyk nie. Nou, die antwoord is nie wanneer jy begin sukkel om te piepie nie. Die antwoord is eenvoudig. As jy 'n sterk familiegeskiedenis het van prostaatkanker, bedoelende 2 of meer direkte familielede, moet jy op 45 begin kyk. Jy moet op 45 begin na die dokter toe gaan en sê, ek wil hê jy moet na my prostaat kyk. Nou, dit beteken nie noodwendig dat jy 'n prostaatondersoek nodig het nie. Daar is ook deesdae al hoe meer verwikkelinge in dat en dit is eintlik net wat betrekking tot op die soek vir prostaatkanker, dat 'n PSA-ondersoek is eintlik genoeg in die primêre setting. Ek ondersoek nog prostate, maar dit is al hoe meer uroloë wat op MRI-skandering staatmaak, want dit is baie meer akkuraat. Hulle sê daar's net 'n 10% kans as jy 'n prostaatondersoek doen, dat dit jou behandelingsplan sal verander in terme van die diagnose van prostaatkanker. Maar nietemin, dis 'n goedkoop ondersoek, dis vinnig, dis maklik en dis nie so ongemaklik soos mense dink dit is nie. Die wat al wat 'n prostaatondersoek al ondergaan het, sal daarvan kan getuig. Ja. Nee, dit is so, maar jy weet, dit is 'n maklike, eenvoudige toets wat goedkoop is, en dit het tog nog waarde. Nou, wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir julle die geleentheid gee om 'n paar vrae te vra, of soveel as wat julle wil, tot julle uitgevra is, en ek sal dit so goed as moontlik kan probeer verantwoord. Is daar iemand wat wil begin, wat iets op die hart het, wat iets wil weet? Ek het in 2009 met die TRP. Ja. Ek het nie meer weet wat het presies was nie. Okay. Ek weet wat het oorsaak. Ja. Na 'n breekoperasie. 'n liesbreekoperasie. Hoe is die TRP gedoen? Okay. Ja, so wat soms gebeur met 'n liesbreekoperasie is, as jy so bietjie sukkel om te piepie, na die liesbreekoperasie sukkel jy baie om te piepie. Ek dink die rede daarvoor is, hulle dissekteer in daai area net om die prostaat, om daai mesh of net in te sit, en dan is daar swelling, en ook met die narkose en die pynmedikasie en so, en skielik kan mens glad nie piepie nie, moet vir jou kateter insit. So dis wat gebeur. 'n TRP is een van die operasies wat ons baie doen. Dit is eintlik 'n operasie wat, as mens die prostaat, die maklikste is vir my om so half met my hand te beduie, as jy, die prostaat is
as jy jou hand so vat, en jy kyk so, as jou blaas hier bo sit, sit jou prostaat om jou uretra. En soos wat mens ouer word, raak vergroot hy na binne. En uiteindelik blokkeer hy jou blaas se uitgang. En wat dan gebeur is met 'n TORP, is mens sit 'n kamera in deur die penis, en mens skil amper soos 'n lemoen jou prostaat van die binnekant af uit. En mens basies stuur die wat is noem chippings van die prostaat, wat mens hom opsny in stukkies, stuur mens vir die patoloog, wat vir mens sê, is dit alles normaal, benigne weefsel, of is daar kwaadaardige weefsel? Mens doen nie 'n TORP om kanker te diagnoseer nie. Nou en dan sal mens per ongeluk 'n prostaatkanker diagnoseer met 'n TORP, maar tipies mens met 'n TORP verwyder mens die binnekant van die prostaat. En prostaatkanker is geneig om te groei in die buitekant van die prostaat, meer algemeen. So ek weet nie dat jou vraag beantwoord nie. Enige ander vraag? My kind was, my oudste seun was gebore met hartespyn. En Dr. Renken, hy het die hele tyd weer ingesit en tot vandag toe is die voorste deel van sy piepie nie reg nie. Kan ons dit nog steeds regmaak? Hoe oud is jou seun? Nou? Ja, kyk, mens kan dit regmaak. Ons met 'n hipospadie, dit is 'n baie tegniese operasie en die uitkomste, alhoewel mens graag 'n goeie kosmetiese uitkoms wil hê, dit gaan eintlik maar oor 'n funksionele uitkoms. So kan die persoon mik en kan hy kinders kry. Jy weet, en as dit aan daai vereistes voldoen, is mens eintlik gewoonlik tevrede, alhoewel die pasiënt nie tevrede is nie, is dit moeilik om 'n verbetering daarop te kry. Maar ja, mens kan hom vat, of hy kan gaan na 'n uroloog wat amper spesialiseer in rekonstruktiewe operasies van op die penis, en daar's baie min van hulle, en mens moet baie kreatief wees, mens moet partymal uit die mondslijmvlies weefsel vat en 'n nuwe uretra bou om 'n goeie uitslag te kry. Of mens met 'n flap, soos 'n plasties, dit is eintlik maar 'n plastiese chirurgiese operasie. So ja, dit kan, enigiets kan reggemaak word tot op 'n punt. En dit kan gedoen word, maar 'n hipospadie, veral 'n tweede operasie op 'n hipospadie, moet gewoonlik onderneem word deur iemand wat dit baie gereeld doen. Nou, ek as 'n uroloog doen miskien, ek kies net eenvoudige hipospadie wat ek doen, want ek doen te min daarvan. En as ek 'n gekompliseerde een sien wat ek dink moeilik sal wees om reg te maak, dan sal ek dit eerder verwys na iemand wat dit doen. Maar ja, dit kan waarskynlik reggemaak. Dr. Renken gedoen het, hy het vir ons gesê daai tyd die voorkant, hy het daai afgesny, 5 ondergesit en daai opgesit. Dit lyk reg vandag. Ja, wel dis 'n erkende tegniek vir 'n hipospadie wat meer, dis nie, jy kry hipospadie wat die gaatjie, dis nou, om vir almal te verduidelik wat 'n hipospadie is. Die normale plek vir 'n uretra, waar die pypie wat van jou blaas af uitloop waar jy piepie, is op die punt van jou penis. Nou, hipospadie kan plaasvind, is 'n gaatjie, die gaatjie het nie gevorm tot op die punt van die penis nie. Hy het oopgemaak op die onderkant van die penis, maar hy kan selfs oopmaak tot waar die skrotum en die penis by mekaar kom. So dit langvormig. Ja, so hy kan 'n langvormige opening wees, en hy kan heeltemal op 'n verkeerde plek oopmaak. En dit kan dit baie moeilik maak om te urineer en dit onmoontlik maak om kinders te kry. So die idee van 'n operasie van 'n hipospadie is om die gaatjie te skuif tot voor op die penis. En dit is natuurlik fyn werk, veral op 'n klein baba. Ek het 2 vrae. Kanker van die testis. Die mens gereeld voel af en toets, wat is die symptome? Die verhoed jy het so iets of nie? Ja, dis 'n goeie vraag. Dis 'n goeie vraag, want ek dink dis ook iets wat mens, jy weet, dit gaan oor soos wat vrouens hulle borste moet ondersoek.
Hulle sê 1 keer elke 3 maande moet elke man sy testies goed voel. Want as mense te gereeld voel jy nie 'n verskil nie. Jy weet, want dan is daar nie as 'n ding stadig vergroot, of daar's stadige nodules wat vorm, en raak mens daaraan gewoond. Maar as jy 1 keer elke 3 maande met 'n punt daarvan maak om dit te doen, moet jy voel, en as jy iets abnormaal voel, dan moet jy iets daaromtrent doen. Nou gewoonlik is dit voldoende om net vir 'n ultraklank, so jou algemene praktisyn kan jou sien en 'n ultraklank doen, en as die ultraklank geruststellend is dit eintlik goed genoeg. 'n Uroloog het ook 'n ultraklank in sy spreekkamers wat dit kan doen, maar ja, testikulêre kanker het eintlik 2 ouderdomme wat dit plaasvind. Dit vind plaas in mans van 16 tot sê net maar 28, en dan vind dit plaas in mans wat heelwat ouer is, so tussen 50 en 70. Maar daar is daai middelouderdom wat dit eintlik nie baie algemeen is nie. Maar dis die verskil is, in ouer mans is dit gewoonlik nie eintlik 'n pure testikulêre kanker nie, dis gewoonlik 'n limfoom. In jonger mans is dit gewoonlik 'n testikulêre kanker. Nou gelukkig met testikulêre kankers is dit amper altyd dat ons dit heeltemal kan genees. Jy weet, met chemoterapie, radioterapie en die operasie. Ja, mens verwyder die testes. Dis baie min dat mens dit nie kan doen nie. Jy weet, almal ken die storie van Lance Armstrong wat testikulêre kanker gehad het. Hy het 'n seminoom gehad. Nou dis die testikulêre kanker wat mens die maklikste kan behandel. Daar is die wat mens nie eintlik kan behandel nie, dis jy weet wat fataal is. Maar ja, dit is 'n goeie vraag, en ja, dit is belangrik, en elke November, hulle praat van Movember, dit het so 'n bietjie die laaste paar jare dit bietjie afgeneem, die bewustheid daarvan, maar dit is ja, dit is testikulêre kanker en prostaatkanker. Tweede vraag hierop, dit jou veld is, ek is in 2018 gediagnoseer met prostaatkanker, dieselfde as jou, en ek het toe begin met bestraling, dit gaat 25 bestralings, dus die keller met daai laag afgekom, toe het ek weer begin groei, toe wil my mediese fonds het nie goedkeur nie, toe hulle wel inspuitings wat die hormoonvlakke verlaag, testosteron verlaag het goedkeur, ek het dit gehad vir 'n jaar, en het ek gerus vir 'n jaar, het weer opgekom, en ek het dit nou weer gehad vir 'n jaar, dus ek het nou nie rusperiode. Maar een van die aardigste neeweffekte is darmgloede. Ja. Dis skrikkelik, soos vroumense in hul oorgangsjare darmgloede, en so kry ek hom aan 'n baie erge graad. Nou, ek het al Februarie maand te klaar gemaak met die baal, maar ek kry nog sê, wat vir oorsaak die darmgloede? Hoe kan mens dit handel? Dit gaan weg met die tyd so geleidelik, maar ja. Ja, kyk, ons hormoonvlakke is bepalend vir ons temperatuurregulering. So dit is die wegneem van testosteroon wat dit veroorsaak, en in vrouens is dit as hulle in menopause ingaan, hulle produseer nie meer genoegsaam estrogen nie. Die behandeling daarvoor is baie moeilik, maar die eintlike ding, daar's 'n antidepressant wat so bietjie help. Alright. Die ander ding wat help is, hulle noem dit depo-progesteroon. So mens gee eintlik 'n vroulike hormoon vir 'n man, en dit help met warmgloede, die hormoon progesteroon. So vrouens het hoofsaaklik estrogen en progesteroon, so die depo-progesteroon help wel daarmee. Maar ja, dit is 'n problematiese ding, en dit is vir baie pasiënte, dit pla hulle, want jy weet, ja, 3, 6, 9 maande na die tyd, kry hulle nog steeds warmgloede, maar dit is omdat dit lank vat vir die testies en die byniere om weer te herstel en genoegsaam testosteroon te produseer. Ek weet nie wie nog van hierdie metadiere is wat dit self behandeling kry, wat baie interessant is. Ek het met Dr. Sitlo bespreek hier op die loop. Ek kan dit voel kom. Begin onder my voetsole. My voetsole brand, dit voel op skerp klippe staan. Dat my voete seermaak. Dan begin ek opgaan deur my bene. Hier van my middellyf af begin dit warm word. Hier sit niks warm. Dit is net hier van begin dit warm. En dan die hitte konsentreer in my kop, my kop. Ja. En dan later in 'n paar minute later dan is dit weg. Ja. Nee, ek bedoel, pasiënte kla verskriklik daarvan, en dit is maar moeilik om dit te behandel. Ja. Hy het gesê kan vir my medikasie gee, maar dit gaan die werking van die hormoonverlaging gaan dit vertraag. Dit
aansienlik werk. Ja, toch is en dan moet het veel langer dosis. Ja, Langer tyd by dosis. Oh, dankie. dis 'n plesier. Hoe akkuraat is dit? Ek is nou met die professor. Goed, ek het sekere maand terug, het ek 'n hernia gehad. 'n liesbreek. En ek dra nou 'n apparaat wat dokter vir my voorgeskryf het wat om my lyf kom en dan hierdie gedeelte van my wat die operasie gehad het. Terugkering. My urine ruik baie sterk. Is dit normaal? Is dit nou net na die operasie wat dit so? Het jy 'n kateter ingehaat tydens die operasie? Ag ja, ek weet nie, dit is onwaarskynlik as jy nie ander simptome het buiten so sterk ruikende urine dat mense infeksie het nie. Maar infeksies kan die urine laat sleg ruik, maar dit is gewoonlik nie dat dit waarskynlik erg gekonsentreerd is jou urine, dat jy waarskynlik nie genoeg water drink op die stadium nie. En mense jy's miskien subconscious dat jy dalk bietjie meer sukkel om te urineer as wat jy voor die prosedure gesukkel het en nou drink jy nie soveel water soos wat jy dalk voor die tyd het of moet nie. Ek drink nie baie water nie en ek piepie en skit af en bære en dan as ek net eentjie gestap het, dan moet ek dadelik weer teruggaan. Ja, so jy hou waarskynlik so 'n bietjie urine terug. Jy maak waarskynlik nie jou blaas heeltemal leeg nie. Dis hoe dit vir my klink. So ja, mens kan iets probeer om daarmee te help. Volgende vraag? Hoe akkuraat is 'n bloedtoets vir prostaat? Ja, kyk, dit is die groot argument nou. Ek was nou die afgelope naweek by onkologie, prostaatkanker onder andere bespreking in die Kaap en soos ek nou net so half ligtelik daarop geraak het dat daar's al hoe meer uroloë wat eintlik glad nie meer prostaatondersoeke doen nie. Nou, wat anders het ons? Ons het die PSA bloedtelling. Daar's 'n paar ander merkers of biomerkers wat kom wat beter is as PSA, maar dit is nog nie beskikbaar in Suid-Afrika nie. Maar as mens moet altyd, die PSA telling is baie akkuraat, maar dit is nie baie spesifiek nie. So daar's baie pasiënte wat ek sien met 'n verhoogde PSA vlak wat glad nie prostaatkanker het nie. En die gevolg is dis 'n baie waardevolle ding om die behandeling van prostaatkanker dop te hou en dit is waardevol in terme van om die algemene bevolking te sif vir prostaatkanker. Maar mens moet dit in ag neem met die pasiënt se agtergrond. So hoe oud is die pasiënt? Wat was die pasiënt se PSA voorheen? Dis nou die bloedtoets. Voorheen is daar 'n sterk familiegeskiedenis van prostaatkanker. Is die pasiënt 'n groot prostaat, want in 'n man met 'n groot prostaat is die PSA telling hoër. So baie meer belangrik is die syfer van jou PSA gedeel deur die volume van die prostaat. En ons noem dit die PSA digtheid. So mens werk uit 'n syfer, so as my prostaat 80 kubieke sentimeter is en my PSA is 4, is dit eintlik vreeslik bekommerenswaardig nie. Maar as my PSA 4 is en my prostaat is 20 kubieke sentimeter, dan is ek bietjie bekommerd. Jy weet, so die gevaar met om net op 'n PSA te gaan is, die laboratorium sê jou PSA, as dit minder as 4 is dit reg. Wel, ja, so een keer opgaan is nie 'n probleem nie, maar as dit in suksessie, jy weet, in 'n PSA se halfleeftyd, so dit help nie mens doen 'n PSA nou en 2 weke later nie, jy moet 6 weke wag tussen bloedtoetse. Maar as mens nou 'n PSA vandag kry en oor 3 maande nog 'n PSA en hy's bietjie op en dan oor 3 maande nog 'n PSA en hy's nog bietjie op, dan moet mens begin wonder, okay, miskien moet ek kyk hierso. Maar ook bygesê, die laboratorium sal sê, dis normaal om 'n PSA te hê van 0.0 tot 4.0. Maar dit beteken nie, dat 2.5 tot 4.0 is dalk abnormaal vir iemand. Jy weet, so dit is
dit werk alles op 'n kurwe, 'n bell-shaped kurwe. So dis op onderste bo is maar gelyk soos 'n klok. So daar's 'n fraksie van pasiënte wat 'n normale PSA sal hê volgens die laboratorium wat prostaatkanker, en ek het al baie pasiënte gediagnoseer met prostaatkanker wat 'n PSA telling het van miskien 2.7 of 3.3. So dit moet gelees word in konteks. So jy kan nie net sê ek toets 1000 mense se PSA's en al die wat bo 4 is moet ondersoek word vir prostaatkanker nie. Dit is iets wat ons gebruik, maar ons maak ons besluite daarmee. Die kongres wat ek nou bygewoon het in die Kaap wat sê ons moet eintlik amper begin wegdoen met die rektale ondersoek. Dit is eintlik maar op die aanname dat dit 'n uroloog is wat daai besluit maak en ook dat daai pasiënt, en dis uit 'n eerste wêrelds oogpunt, dat daai pasiënt wat jy oorwonder vir 'n MRI scan kan gaan. Nou 'n MRI scan is R17,000. Jy weet, so dis nou nie elke ou wat in elke ou se mediese fonds wat dit daarvoor kan betaal nie. Maar dit is beter om jou vraag te antwoord. 'n PSA is baie waardevol, maar jy kan nie seker wees tensy jy 'n MRI doen of jy 'n digtheid doen van die prostaat. Of tot, jy weet, om die pasiënt totaal gerus te stel. Maar as mens, jy weet, as mens 'n PSA het wat aanhou opgaan, mens moet daarna kyk. Nou jy praat oor PSA, kan jy PSA bloedtoets net prostaatkanker uitwys of enige ander kanker in jou liggaam? Nee, so 'n PSA telling is eintlik net van toepassing, wel dit is net van toepassing op die prostaat, maar 'n PSA kan verhoog word deur infeksie van die prostaat of inflammasie van die prostaat, selfs om lank op jou fiets te gaan ry kan jou PSA bietjie lig. 'n Ejakulasie kan jou PSA bietjie lig. Jy weet, so dis spesifiek tot die prostaat, maar nie spesifiek tot prostaatkanker nie. So dis waar die MRI ons so begin help die laaste paar jaar. Ek sal 'n pasiënt kry met 'n PSA wat effens verhoog is. Ek sal hom ondersoek en ek kry nie eintlik iets fout nie. Maar gelukkig vir die pasiënt, ek kan vir hom 'n MRI doen. Die MRI wys, daar's niks fout nie. Dan hou ek hom dop en doen ek nie 'n biopsie op hom nie. Waar in die verlede ek 'n biopsie sou gedoen het. So ja, die PSA dit is eintlik net 'n proteïene. So dis prostate specific antigen. Dis 'n proteïene wat al funksie wat hy het is om semen vochtig te hou, liquid te hou. Dat dit nie verhard dadelik nie. Ek het in 2016 gediagnoseer met kanker in my tong. Die deel van my tong verwyder en al die kliere hier in my nek af. En ek het toe 25 bestralings gehad en dit is rispend, dus een remissie. Elke keer as ek by die onkoloog kom, na ondersoek in my mond en my tong met sy hande en sy vingers, dan sê nie, dit is nog reg. Ek het gewonder of daar ook 'n bloedtoets kan wees wat dit kan toets. Nie so ver my kennis dra nie. Nee, so mens kry baie verskillende tumormerkers, maar vir mond- en gesigskankers en daar's nie sover ek weet iets nie. Iemand anders daai. Ja. Vra maar gerus. Dit is heel van behandeling voorkom, ek weet nie net ek nie. Ja, in terme van prostaatkanker. Ja, so eerstens, dis 'n groot ding wat mense oor praat is suiker. Dat ek net vinnig daarop raak. So dit kom daarvan af dat die PET scans, baie van die PET scans gebruik 'n radioisotoop FDG. Nou deel van daai FDG, die G staan vir glucose, suiker. So die idee daar agter is dat hulle merk 'n radioisotoop met 'n suikerkomponent en as hulle 'n PET scan doen, dan sien hulle die kankerselle, want kankerselle gebruik meer glikose, suiker, want hulle het 'n hoër turnover. Nou, dit het begin dan, dit het self deurgesyfer dat mense gesê het, okay, wel, as ek nie suiker neem nie, dan gaan die kankerselle doodgaan. Nou, dis glad nie die geval nie. Al wat gaan gebeur is jou lewer gaan meer suiker vrystel tot die kankerselle
en jou vet gaan afgebreek word en jou spiere gaan afgebreek word om die kankerselle te voer. So die vermyding van suiker gaan nie kanker voorkom nie. Maar wat kanker voorkom is eerstens, dis al die common sense algemene goed wat ons eintlik almal weet. So dis 'n dieet in amper, sal mens sê, nie geprosesseerde kos, rou kos, wat mens sou koop jare terug op 'n mark. Jy weet, mielies, wortels, goeders wat nie opgechop is en verwerk en vol preserveermiddels, hoender en vis en vleis wat nie verwerk is, goeders wat laag in gesatureerde vette is, en al hierdie, enigiets wat kunsmatig, soos mens met water drink, mens met lemoensap, mens met appelsap, mens met hierdie tipe van goeders drink, nie verwerkte goed met preserveermiddels en kleurmiddels en goeders in nie. So dit is eintlik al wat mens kan doen. Dit, en om 'n gesonde gewig te hê, en ten minste 3 keer 'n week 45 minute lank te oefen. Dis wat mens, en oefen beteken, vir party mense stap, en vir party mense beteken dit hardloop. Maar dis eintlik al wat mens kan doen. En dan, om by jou eenmal 'n jaar, minstens, by jou algemene praktisyn, uit te kom en 'n ordentlike kop tot tone ondersoek te kry. Dit is wat mens kan doen. Daar's nie spesiale dieete en jy sny vette uit, of jy sny dit uit of dat nie. Dis alles is huisgenoot stories. Net opvolg daar jaarliks oor. Baie hoor van mense wat oor dit 'n lot. Die kanker te vullen. Ja. Is 'n jaarlikse ondersoek daar genoeg? Ja, nee, dit is. Natuurlik as mens iets voel is nie reg nie, dan moet jy voor dit gaan, maar ja, en sover dit my aangaan is dit reg. Daar's sekere goed wat meer gereeld opgevolg moet word. Jy weet, soos daar's al iets is wat mens bekommer, soos 'n moesie of 'n ding wat mens nou moet kyk of hoe ook al. Of as daar 'n spesifieke ding is wat die dokter oor bekommerd is en sê nee, kom terug oor 3 maande, maar ek dink ek kry so baie pasiënte wat vir my sê amper asof hulle trots daarop is dat hulle 6 jaar lank laas terug by 'n dokter was. Dis nie vir my indrukwekkend nie. Dis my 'n probleem. Sê vir my, ek is tipe 2 diabetes, ek spuit elke dag. Maar hulle sê vir my, daai spuit gaan kanker veroorsaak. Wow. Nee, ek dink nie so nie so ver ek weet nie. Nie wat prostaatkanker, testikulêre kanker, nierkanker, blaaskanker, daai tipe van, en niks wat ek van weet nie. Ek dink dis 'n Gawie kan dalk help daar, maar nee, ek dink mens moet versigtig wees wat jy lees en wat jy mense vir jou sê. Jy moet baie respek. Ja. Ek wil net vinnig vra, ek het nou onlangs begin artificial intelligence gebruik, sommer vir die algemeen. Daar's 2 wat ek gebruik, dis ChatGPT en Grok. En sover is ek baie beïndruk deur dit, in terme van wat hulle vir my gee, en ek bedoel, ek praat as 'n uroloog, ek sal hier en daar vir hom iets vra, vir die artificial intelligence. Nou, so 'n tipe van vraag, ek dink dit sal die moeite werd wees, om dit te rig, want dit gaan al die nonsens van die internet uitgooi. Ek vra oor die ek dink dis 'n ander ding waarmee ek weet van die hele paar wat hier sit wat al jare gesien aan 'n steam die een of ander tyd in hulle lewe. Ja. Wat veroorsaak niersteen? Wat is, waar kom dit vandaan en Ja. ek kan 'n ou dit vermy? Ek dink dat ek met die tweede vraag eers te begin. Ja, jy kan dit vermy, maar nie alle nierstene kan mens vermy nie. So ek dink dit begin deur as jy 'n niersteen gehad het en hoe jonger jy dit gehad het, is jy waarskynlik dat jy, wel die waarskynlikheid as jy een keer 'n niersteen gehad het, dat jy 50% kans is dat jy weer een gaan hê. En die rede daarvoor is daar's 'n metaboliese genetiese rede daarvoor in die spesifieke persoon, in die spesifieke individu. Nou dit gaan al wat 'n niersteen is, as mense, dis eintlik 'n kristal wat vorm deur hipersaturasie
So hipersaturasie is as mense baie hoë konsentrasie van iets. So in meeste nierstene is kalsium en oksalaat, die meeste wat ek sien, en die meeste algemene niersteen. So as jy hipersaturasie het van kalsium en oksalaat, nou oksalaat is nie iets wat mens maklik, mens moet maar gaan kyk, maar dit is in spinasie, sekere neute, maar dis min pasiënte wat te veel oksalaat eet. Dit is dat hulle niere die oksalaat meer filtreer, hulle produseer meer oksalaat in die urine, so dis 'n genetiese ding. Kalsium self, jy kry ook hipersaturasie van kalsium. Mens moenie jou kalsium in jou dieet probeer verminder nie, maar mens moenie supplementasie neem as jy nierstene vorm nie, van kalsium nie. Maar dis ook moeilik want ons het kalsium nodig, veral as ons 'n sterk geskiedenis het van osteoporose of ander risikofaktore daarvoor. Maar ek dink ja, om jou vraag te antwoord, die belangrikste ding wat mens kan doen om nierstene te voorkom is genoeg water te drink. Kalsium in oksalaatstene is geneig om te vorm in meer 'n acidic of acidiese omgewing. So dit help wel om citrussoda te neem, maar wat ek vir pasiënte gewoonlik sê is, dis genoeg om water te drink en so 'n bietjie suurlemoen op te sny in jou water, want dit bevat sitraat, wat ook help teen niersteenvorming. En mense is ook geneig, as die water so 'n bietjie van 'n smaak het, al is dit so 'n bietjie na suurlemoen, is mens geneig om dit meer daarvan te drink, maar om in die gewoonte te wees, om altyd water by jou te hê, dink ek is die beste manier om dit te voorkom. Maar daar is nierstene, mense wat urinesuur nierstene vorm, dit is gewoonlik mense wat ook erg jeug kry, dit oorvleuel so bietjie, en dan is daar, dis eintlik maar die urinesuur en die kalsium oksalaatstiere wat mens iets kan doen. Al die ander nierstene, kalsiumfosfaat en magnesium ammoniumfosfaat en al daai ander nierstene, daar's eintlik niks wat jy kan doen om dit te voorkom nie, maar gelukkig is hulle minder algemeen. Maar ek dink ja, al wat mens die algemene ou kan doen is meer water drink. En die ander ding wat ek moet noem is oksalaat. Daar was veral met COVID, het mense baie hoë volumes Vitamiin C verbruik. Nou, as mens baie Vitamiin C inneem, die afbraakproduk in oormaat Vitamiin C inname is oksalaat. So, dis nie 'n goeie idee om elke dag 1 of 2 gram Vitamiin C te gebruik nie. So, dit is die ander ding wat mens kan verhoed. Wat is genoeg water? As jy praat van water drink, maar en jy hoor wat daai ouens sê, 2 liter. Maar wat is genoeg water? Verskillend van persoon. Ja, dit doen so wat ek gewoonlik vir pasiënte sê is, kyk, dit hang natuurlik af van wat se kos jy daai dag gebruik en hoeveel koppies tee en koffie jy drink en so aan. Maar ek sou sê die beste manier is om te kyk na die kleur van jou urine. So as jy nie nou, jy weet, 'n baraka vat en jou urine verkleur nie, as jy weet jy drink genoeg water, as jou urine so ligte strooi kleur is, dan is dit waarskynlik reg. As dit soos water lyk, drink jy waarskynlik te veel water. As dit lyk soos 'n helder geel of bruinerige kleur, dan drink jy waarskynlik te min water. So dit help eintlik om te kyk na die kleur van jou piepie. As jy lewer eet, dan raak dit ook geel. Ja, maar jy moet waarskynlik nie so baie lewer eet dan nie. Ja, dit is so. Nee, daar is sekere goeders wat jou urine gaan verkleur. Weet is definitief een van hulle. Maar ja, ek dink as 'n algemene ding is, mense moet drink as jy dors is en jy moet sorg dat jy altyd 'n bietjie water byderhand het. Jy hoef nie liters en liters te drink nie, maar ja, ek dink oor die algemeen enigiets tussen 1.5 en 2.5 liter vog per dag is genoeg. So as jy die hele dag in 'n lugversorgde vertrek sit en dan het jy waarskynlik nie so baie water nodig nie, maar so mens moet maar daarna kyk. Maar as jy dors is, moet jy water drink. En mense is geneig om minder water te drink, soos as mens ouer word, nader aan slaaptyd, want jy wil nie so baie opstaan in die nag nie. Dan moet jy daarvan 'n punt maak om vroeër die dag meer water te drink.
op 'n ligte noot. Ek het 'n kollega gehad, in Beitbrug jare gelede. Hy het gesê, hy wil dokter toe gaan, hy wil even sy neushaar laat oorplant hier onder. Ek wil hoekom wil hy sê, nee, die laaste druk, so kan terugsyf. Dit sou handig wees, né? Ja, nee, daai dribbel na die tyd is maar 'n probleem. En daar's nie maklik iets te doen daaraan nie. Kom voor, is daar nog vraag? Almal rustig. Een laaste. Hoe gevaarlik is 'n sakaardreuk? Sê gou weer? 'n Sakaardreuk noem hulle dit. Dit is 'n are in die testikels. O, ek verstaan. Okay, nee, ekskuus. Ek ken dit as 'n varikoseel. Dis glad nie gevaarlik nie. Dis net dit kort net aandag en daar's 'n paar redes om iets daaraan te doen. So die eerste is as dit bydra tot infertiliteit en as dit pyn en ongemak veroorsaak. Maar dit gaan nie testikulêre kanker veroorsaak nie. Nee. Wat is dit? So dit is aan die linkerkant veral in mans, so die dreinasie van die venese bloed van die linker testikel is nie so goed soos die regter een nie, en daar's anatomiese redes daarvoor. Ek nou nie eintlik hoef in te gaan nie, maar wat dit geneig is om te doen is soos dat daar meer amper spatare vorm om die linker testikel. Dit kan ook om die regter testikel gebeur, maar dat dit so half 'n swaar gevoel het, en dit kan mettertyd lei tot die linker testikel kleiner is as die regter testikel, en dit is eintlik baie algemeen. 20 tot 30% van mans het dit, en hulle weet nie eens daarvan. Maar dit is nie regtig van belang of belangrik, tensy dit ongemak veroorsaak, of probleme met fertiliteit veroorsaak. Dis binne in die skrotum, om die testis. Maar dis in meer erger gevalle, kan mens dit sien. Jy weet, jy hoef nie eens daarvoor te voel nie. Jy kan dit sien as die pasiënt sy broek aftrek, kan mens dit sien. En dis gewoonlik nie iets, dis gewoonlik 'n bevinding wat ek terloops kry. Vraag? Daar sê, vriende, dokter, ek wil volgende vir jou sê baie dankie, dat jy bereid was om met ons hierdie onderwerp te kom deel. Ek is ook nou in die ouderdom groep van ouer mans, en ek weet hoe werk ons. Ons is hardkoppig, en tweedens, ons is bang. Ek dink 'n groot klomp mans is bang om by die dokter uit te kom, om sekere goed te laat kyk. Baie dankie vir jou openhartige gesprek vanoggend hier. Ek dink dis waardevolle inligting. Ek dink ons as mans voel ook sommer beter as jy nou al die dokter ken. Jy weet hoe lyk hy, jy het al met hom gepraat, dan voel jy ook sommer beter en gemakliker. Baie dankie, sterkte met jou werk. Sterkte met julle eie spesifieke probleme wat julle het. Hierdie nasionale gesondheidsplan wat nou op julle afgedruk wil word, en alles wat daarmee saamgaan. Baie sterkte ook daar. Ek glo daar gaan 'n positiewe uitkoms in Suid-Afrika kom wat dit betref. Maar baie sterkte en sterkte met jou werk. Dominee wil graag net daar iets aan jou aan. Baie dankie. Oh nee, baie dankie, dis 'n groot plesier. Ja, baie dankie en baie dankie vir die geleentheid. Ek wil net by die bang aansluit. So, jy weet, ek dink veral wat, en ons praat baie oor prostaatkanker, en weet, die oorgrote meerderheid van pasiënte wat met prostaatkanker gediagnoseer word, sal nie doodgaan as gevolg van die prostaatkanker nie. Hulle sal doodgaan ten spyte van die prostaatkanker. So ek dink dis een ding waarvoor hulle nie hoef bang te wees nie. Jy weet, en dat julle moet praat met julle vriende en julle familie, dat hulle moet daarvoor laat soek. Jy weet, dit is en vir my die groot ding is, in die verlede het elke prostaatkanker moes behandel word. En die behandeling was soms erger as die siekte. Maar daar's 'n groot beweging daarna dat ons kan prostaatkanker net dophou en niks daaromtrent doen.
en regtig net dit fyn dophou, en as dit eendag, jy weet, ek het klomp pasiënte, wat ek nou al vir 10 jaar net dophou, en hulle het aangegaan met hulle lewens, hulle het prostaatkanker, hulle het nog nie een behandeling ontvang nie. Jy weet, so dis regtig nie iets om voor bang te wees. Natuurlik is daar mense wat, jy weet, wat sal doodgaan van prostaatkanker, maar soveel ander goed ook. Jy weet, so, ek dink, dis die een ding wat julle nie voor bang moet wees nie, en ja, en ek bedoel, die groot ding is die stigma om die vingerondersoek en al daai goed, ek dink mense moet oor dit kom, en dit is ook, nou deesdae, is dit eintlik nie meer 100% nodig vir elke pasiënt om dit te doen nie. So ja, dankie vir die geleentheid, en ja, ek weet nie, my advies is altyd dieselfde, julle moet net ten minste begin by julle GP, eenmal 'n jaar. Jy weet, en ek sien pasiënte, hulle kom by my aan vir erektiele disfunksie, die volgende ding is stuur ek hulle na die kardioloog toe en hulle kry 'n stent in hulle harte. Jy weet, so, dis belangrik, dat julle na julle self kyk, en dit gaan oor julle liggame, en oor julle koppe. Jy weet. Ja, het iets gesê van hoe die bang is vir die vinge. Het jy nog die appels op ons? Ja, hy is 'n groot man, né? Dis 'n groot plesier, en ja, julle moet 'n lekker naweek verder hê. Baie dankie vir die geleentheid. Dis 'n voorreg. Manne, net 'n paar reëlingkies voordat ons help om skoon te maak en reg te maak vir môre se erediens hierso. Op die almanak staan daar so dat ons as mans die padkafee die einde van die maand doen, die 30ste. Sien julle kans daarvoor, is die eerste vraag. Die tweede vraag is, ek het gewonder of ons nie sommer 'n potjie kos aan, of 'n potjie kos geleentheid dan daarvan kan maak. Julle kan vir my maar 'n bietjie sê. En dit kan die Saterdag wees, dit kan Sondag wees, dit hoef nie die Vrydag te wees nie, maar die vraag is, gaan ons die padkafee hierdie maand neem? Sien julle kans daarvoor? Dis die een vraag. Die tweede vraag is, wat gaan ons doen? My voorstel was 'n potjie kos aan. Daar was 'n paar ouens wat vir my gesê het, wanneer hou ons so iets? So, dit klink asof dit lekker kan wees. En ons vra mos nou nie geld vir hierdie geleentheid nie, maar as jy 'n donasietjie wil maak, hier is 'n beker hier agter, waarin jy dalk 'n donasietjie net vir die geleentheid dan kan maak. Baie dankie. Ek het nog iets Yes, wel. Vriende, ek is nou, julle nou gehoor, ek is nou nie in hierdie storie nou. Julle moet asseblief met my kom praat. As julle 'n onderwerp het wat julle dalk dink ons kan oor gesels, ek sit byvoorbeeld deeltyd hier in my kop oor 'n onderwerp. My ou swaar was by nasionale intelligensie en hy was vir 6 jaar in Israel gestasioneer tot 2020. En Israel is nou so kontemporêr in die nuus en alles wat daar gebeur en hoekom gebeur dit. Ek het nog gedink dat moet ek hom nooi eendag om met ons te kom gesels en ons te vertel met skyfies. Wat is die siege van Israel? Hoekom gebeur dit wat nou daar gebeur? So dis goed waaraan ek dink. As jy 'n onderwerp het, kom praat met my asseblief. Kom sê vir my en dan kyk ons wat kan ons doen rondom dit. Is dit reg so? Is daar enigiets anders van die kant af? Kom ons sit net so, dan sluit ons dan af met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir hierdie lieflike oggend wat U vir ons gegee het. Die son wat skyn. Here, baie dankie ook vir ons as manne wat hier by mekaar kan wees. Vir Dr. Hugo wat vir ons kom toespreek het vanoggend. Here, is ons gebed dat U vir hom in sy werk sal lei, so 'n belangrike werk wat hy het. Veral waar hy nou so met ons mans en met vrouens werk. Seën vir hom in alles wat hy doen. Ons bid vir Dominee Leon, dat U vir hom ook sal seën en U hom sal omvou met U liefde. Here, baie dankie vir al die ander genadegawes
wat ons van U ontvang. Wil U vir ons vandag seën in alles wat ons doen en waar ons nou gaan terugkeer na ons huise of onderskeie werke, wil U vir ons veilig bring by ons bestemming. Ons vra die dinge nie uit verdiens nie, maar in klein uit genade. Amen. Dankie. Baie dankie. Dankie julle hoor.